Hartlike goeienaand, liewe vriende, by ons aandiens van Uit die Woord Digitaal. Mag die Here vanaand vir ons by hierdie baie besondere geleentheid ryklik seën en in ons harte werk deur die Heilige Gees. Dankie dat U vanaand by ons inskakel. Kom ons word stil voor die Here. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God onse Vader en van Jesus Christus onse Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan vandag saam lees uit die woord van die Here uit Daniël hoofstuk 6 en dit handel oor Daniël in die leeukuil en ons gaan begin lees by vers 1. En Darius die Meder was 62 jaar oud toe hy die koningskap ontvang het. Dit het Darius behaag om oor die koninkryk 120 landvoogde aan te stel wat in die hele koninkryk sou wees. En oor hulle 3 ministers, van wie Daniël een was, aan wie die landvoogde rekenskap moes gee, sodat die koning nie sou skade ly nie. Toe het hierdie Daniël bo die ministers en die landvoogde uitgemunt, omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Toe het die ministers en die landvoogde gesoek om 'n grond vir 'n aanklag teen Daniël te vind, met betrekking tot die regering. Maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of 'n verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vind was nie. Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdiens. Toe het hierdie ministers en landvoogde die koning bestorm en so vir hom gesê, mag die koning Darius vir ewig lewe. Al die ministers van die koninkryk, die bevelhebbers en die landvoogde, die raadsmanne en die goewerneurs het beraadslaag dat die koning 'n verordening moet uitvaardig en 'n verbod bekragtig dat elkeen wat gedurende 30 dae 'n versoek rig aan enige god of mens, behalwe aan u, o koning, in die leeukuil gegooi sal word. Stel nou 'n verbod vas, o koning, en laat 'n bevelskrif skrywe wat volgens die onveranderlike wet van Meders en Perse onherroepelik is. Hierom het koning Darius die bevelskrif en die verbod geskrywe. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Daarop het daardie manne aangestorm en Daniël gevind, terwyl hy bid en voor sy God om genade smeek. Hulle het toe nader gekom en voor die koning oor die koninklike verbod gespreek. Het u nie 'n verbod geskrywe dat elkeen wat gedurende 30 dae 'n versoek doen aan enige god of mens, behalwe aan u, o koning, in die leeukuil gegooi moet word nie? Die koning het geantwoord en gesê, die saak staan vas, volgens onherroepelike wet van Meders en Perse. Toe het hulle geantwoord en voor die koning gesê, Daniël, een van die Joodse ballinge, het hom aan u, o koning, en aan u verbod wat geskrywe het, nie gesteer nie, maar 3 maal op 'n dag
doen hy sy gebed. Toe die koning die woord hoor, het dit hom baie mishaag, en hy het planne beraam om Daniël te verlos. Ja, tot sonsondergang toe het hy moeite gedoen om hom te red. Daarop het daardie manne die koning bestorm en aan die koning gesê, weet o koning, dat dit 'n wet van Meders en Perse is, dat elke verbod of verordening wat die koning vasgestel het, nie verander mag word nie. Toe het die koning bevel gegee en hulle Daniël gebring en in die leeukuil gegooi. Die koning het begin spreek en vir Daniël gesê, mag jou God, wat jy gedurig deur vereer, jou verlos. En 'n klip is gebring en op die opening van die kuil gelê, en die koning het dit met sy ring en met die ring van sy maghewers verseël, sodat niks anders met Daniël sou gebeur nie. Toe het die koning na sy paleis gegaan en met vas die nag deurgebring en die byvroue nie voor hom laat kom nie, en sy slaap het van hom weggevlug. Daarop het die koning die môre vroeg toe dit lig word, opgestaan en haastig na die leeukuil gegaan. En toe hy nader kom na die kuil, het hy met 'n droewige stem na Daniël geroep. Die koning het gespreek en aan Daniël gesê, Daniël, knegt van die lewende God, was jou God, wat jy gedurig vereer, in staat om jou van die leeu's te verlos? Toe het Daniël met die koning gespreek, mag die koning vir ewig lewe. My God het sy engel gestuur en die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is, en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie. Toe het die koning baie bly geword, en bevel gegee om Daniël uit die kuil op te trek. So is Daniël dan uit die kuil opgetrek, sonder dat daar 'n letsel aan hom gevind is, omdat hy op sy God vertrou het. En die koning het bevel gegee, en hulle daardie manne gebring, wat Daniël aangekla het, en hulle kinders en hulle vroue, in die leeukuil gegooi. En hulle het nog nie die bodem van die kuil bereik nie, of die leeu's het hulle oorweldig, en al hulle bene vermorsel. Toe het koning Darius aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon, geskrywe, mag julle vrede groot wees. Deur my word bevel gegee, dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die God van Daniël. Want hy is die lewende God, en hy bestaan in ewigheid. En sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie, en sy heerskappy duur tot die einde toe. Hy verlos en red, en doen tekens en wonders in die hemel en op aarde. Hy wat Daniël uit die mag van die leeu's verlos het. En hierdie Daniël was voorspoedig onder die regering van Darius, en onder die regering van Kores, die pers. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here vandag. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, daar is skrifgedeeltes in die Bybel, wat nie net oor wonderwerke gaan nie, maar oor die hart van die geloof self. Die gebeure van Daniël in die leeukuil is een van daardie skrifgedeeltes wat werklik merkwaardig is. Dit gaan oor 'n man wat vasgehou het aan sy geloof, toe alles in hom geskree het om toe te gee. Nou ons leef in 'n tyd waarin geloof dikwels ook getoets word. Dalk nie deur leeu's nie, maar deur die dreigende omstandighede van ons alledaagse lewe. Daar is die leeu's van twyfel. Daar is die leeu's van ekonomiese druk en van siekte en van eensaamheid en selfs verwerping. En tog is die boodskap van Daniël se lewe
vandag vir ons as moderne Christene nog net so relevant. Geloof in God, broeder en suster, is sterker as die mag van enige vyand. En dit moet ek en jy vanmôre weet as kinders van die Here. Nou ons gaan vanmôre na 'n paar baie belangrike lesse kyk wat ons as Christene kan leer uit die lewe van Daniël en in die besonder dit wat hier by die leeukuil gebeur het. Kom ons begin by Daniël se karakter. Daniël was 'n jong man wat as 'n balling weggevoer is uit Jerusalem uit na Babel. Alles wat vir hom bekend en veilig was, is van hom af weggeneem. En tog in 'n vreemde land, tussen al hierdie afgodediens en politieke intriges, bly Daniël getrou aan die Here. Wanneer die konings van Babel verander of wissel, wanneer koninkryke kom en gaan, het Daniël deel gebly van die koningshuise, omdat hy 'n merkwaardige man was, wat briljant was. Maar Daniël het ook in sy geloof aan die Here getrou gebly. Die wêreld rondom hom het verander, maar sy verhouding met God het standvastig gebly. Daniël 6 vers 10 sê, toe Daniël hoor dat die bevel uitgevaardig is, het hy in sy huis gegaan, in die bovertrek, waar die vensters oop was in die rigting van Jerusalem, en 3 maal per dag het hy gekniel en gebid en lof aan God gebring, net soos hy tevore gedoen het. Nou broeder en suster, ons moet hier 'n baie belangrike ding nie mislees in hierdie teks van vanmôre nie. Hier in vers 4 staan hierdie woorde, net soos hy tevore gedoen het. Daniël het nie aan sy roetine, sy geloofsroetine gaan verander, toe die gevaar gekom het nie. Hy het nie sy geloof aangepas by die mense van die dag nie. Hy het nie sy geloof gaan aanpas by die politieke rigting van die dag nie. Hy het eenvoudig voortgegaan om die Here te dien, soos wat hy altyd gedoen het. Getrou gebly, toegewyd gebly, en hy het sy verhouding met die Here in stand gehou. En hier is die eerste belangrike les, wat ons vanuit hierdie gedeelte vandag kan leer as moderne Christene, en wat ons beslis nie moet miskyk nie. Ware geloof verander nie as omstandighede verander nie. Ware geloof bly getrou, selfs wanneer dit die duurste kos in jou lewe. Daniël se geheim was nie sy dapperheid nie, dit was sy intimiteit met God. Hy het God geken, en omdat hy God geken het, het hy getrou gebly aan God. Maak nie saak wat in die wêreld gebeur nie. En dit is die eerste belangrike les wat ons uit hierdie gebeure moet leer. En nou kom ons by die tweede belangrike punt. Daar is 'n oomblik in elke mens se lewe, broeder en suster, waar geloof aan die een kant en vrees aan die ander kant mekaar in die oë gaan kyk. En dit gaan in elkeen van ons se lewe gebeur een of ander tyd. Waar geloof en vrees mekaar gaan kom ontmoet en mekaar in die oë gaan kyk. Daniël kon baie maklik gesê het, ag, dit is net 30 dae van ophou bid. God sal mos verstaan, ek moet my lewe hier probeer red. Maar hy het geweet, dat kompromie in sy geloofslewe 'n dodelike gif is, wat geloof sal doodmaak. Daarom het hy dit nie gedoen nie. Vrees sê vir ons, kies die veilige pad. Maar geloof sê vir ons, kies die regte pad. Daniël het geweet, dat geloof nie beteken dat God altyd die gevaar uit jou lewe kom verwyder nie,
maar dat hy ons deur hierdie gevaar sal dra en by ons sal wees. Hoor jy dit mooi, broeder en suster? Daniël het geweet dat geloof nie beteken dat God altyd die gevaar uit jou lewe wegneem nie, maar dat hy deur die gevaar vir ons sal dra. Wanneer hy in die leeukuil gegooi word, sien ons geen paniek by Daniël nie, geen woede nie, geen twyfel nie, geen vingerwys na God nie. Daniël het vrede in sy hart gehad, want hy het geweet, my lewe lê in die hande van die lewende God. Baie van ons sou dalk gevra het, Here, maar hoekom laat U toe dat ek in die leeukuil gegooi word? Hoekom moet ek in hierdie kuil beland? Maar Daniël vra eerder, Here, wees saam met my in die leeukuil. En dis die verskil tussen iemand wat bloot net oppervlakkig in God glo en iemand wat God werklik diep ken en sy vertroue 100% in God stel. In Jesaja 41 kom sê die Here vir ons in vers 10, moenie bang wees nie, ek is met jou. Moenie angstig rondkyk nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek ondersteun jou met my reddende regterhand. God vra nie dat ons sonder vrees lewe nie. Inteendeel, in hierdie wêreld sal ons almal een of ander tyd vrees in ons lewe beleef. Maar God vra dat ons hom meer sal vertrou as wat ons vrees glo. Hoor u mooi? Die Here vra dat ons hom meer sal vertrou as wat ons vrees glo. En dis die tweede les wat ons vandag leer uit hierdie gedeelte. Vertrou God altyd en oral, al lyk die omstandighede hoe sleg en hoe donker in jou lewe. En nou is ons by die derde punt. Kom ons kyk na God. Hoe God gewerk het in hierdie hele gedeelte wat ons vandag saam gelees het. Toe die koning daardie nag nie kan slaap nie, nadat hy vir Daniël binne in die leeukuil ingegooi het, weet ons dat God reeds hier aan die werk was. Terwyl mense beplan om Daniël se dood te verseël, het God reeds die bekke van daardie leeu's verseël. Hy het dit toegemaak. Wat 'n ongelooflike beeld van beskerming. Die magtigste roofdier van die aarde sit doodstil in eerbied voor die Skepper van hemel en aarde. En die volgende oggend, toe daardie koning dit nie meer kon uithou nie en hardloop na die leeukuil en hy roep na Daniël, Daniël, dienaar van die lewende God, het jou God wat jy aanhoudend dien, jou van die leeu's toe gered? Het Daniël geantwoord, my God het sy engel gestuur en die bekke van die leeu's toegesluit. Hoor u hierdie antwoord van Daniël? Hy skryf hier of hy sê hier, my God. Nie die God van Israel nie, nie die God van my vaders nie, maar my God. Sy verhouding met God was vir hom persoonlik, intiem, lewendig, 'n werklikheid. My God het my gered. Psalm 34 vers 8 sê, die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Vertrou jy ook so die Here in jou lewe? Broeder en suster, want dit is waar ons beleef ook somtyds leeukuile in ons lewe. Wanneer jy in jou eie leeukuil is, in daardie donkerte, in die onsekere plek, waar jy voel jy niks meer kan doen nie, onthou dat God by jou teenwoordig is. Sy beskerming beteken nie altyd ontsnapping nie, maar altyd beteken dit teenwoordigheid, sy teenwoordigheid.
Die Here red ons soms deur wonderwerke, maar hy red altyd deur sy teenwoordigheid. En dit is die derde les wat ek en jy vandag moet leer uit hierdie gedeelte. Daar is 'n God wat lief is vir jou, wat jou sal beskerm en redding aan jou sal gee, selfs al lyk dinge hoe sleg en hoe donker in jou lewe. Leer hierdie les uit Daniël se lewe. En nou kom ons by die vierde gedeelte. Daniël se geloof was gebou op 'n lewe van gebed. Hy het nie begin bid die oomblik toe hy eers daar in die leeukuil gegooi word en gevaar verkeer nie. Hy het gebid toe dit goed gegaan het met hom. Daarom kon hy bid ook toe dit moeilik geraak het in sy lewe. En dit is juist die probleem met baie mense. Hulle wil eers begin bid wanneer hulle in die nood is. Maar wanneer dit goed gaan, dan vergeet ons van die Here en sy opdragte. Maar Daniël wys vir ons dat gebed 'n geloofsgewoonte moet wees in jou lewe. Nie 'n noodreaksie nie. Dit moet 'n geloofsgewoonte wees, elke dag. Filippense 4 vers 6 tot 7 sê Paulus, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en met smeking en met danksegging aan God bekend word, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en gedagtes bewaar in Christus Jesus. Wanneer ons bid, verander ons nie God nie, maar hy verander ons. Wanneer ons voorbidding doen, raak ons deel van God se plan om ander mense te help. Ek glo daar was definitief ander gelowiges wat vir Daniël gebid het. En ek glo dat God die samevoeging van daardie gebede gebruik het om hierdie wonderwerk te laat gebeur. En ons kan dieselfde doen, broeder en suster. Ons is gelowiges wat saamgebind is in 'n gemeente wat God hier geplant het. Bid vir mekaar. Staan saam in geloof. Dra mekaar se laste. Wanneer 'n gemeente in 'n eenheid saam bid, dan kom daar beweging in die hemel en gebeur daar selfs wonderwerke. Jakobus 5 vers 16 sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En daarom moet ek en jy, my broeder en suster, nooit moeg word om te bid nie. En ons mag nooit ons geloofslewe in ons gebedslewe afskeep nie. Moenie dink dat jou gebed nooit saak maak nie, dat die Here dit nie hoor nie. Jou fluistering in geloof is dalk die klank wat 'n wonderwerk sal laat gebeur. En dit is ons vierde les vandag. Hou aan bid in alle omstandighede en die goeie tye en ook in die swaar tye. En nou kom ons by die vyfde deel. Wanneer Daniël uit die leeukuil uitgetrek word en hy kom daar uit, dan sien ons by hom geen trots of selfverheerliking nie. Hy sê nie, kyk wat het ek oorleef nie, maar hy sê, my God het my beskerm. En dit was 'n teken van sy nederigheid en van sy afhanklikheid van die Here. Ja, geliefdes, nederigheid is 'n teken van ware geloof. En Daniël weet, die eer kom die Here toe. Dit kom nie hom as mens toe nie. En hierdie gebeurtenis lei selfs tot die bekering van hierdie heidense koning. Want kyk wat vaardig hierdie koning uit. Hy vaardig 'n nuwe dekreet uit oor sy hele koninkryk. Ek gee bevel dat my hele koninkryk, die mense in my koninkryk, die God van Daniël moet vrees en eer, want hy is die lewende God wat tot in ewigheid bly. Vers 26. Wat 'n getuienis, dat een man se gehoorsaamheid, naamlik Daniël, 'n hele nasie se mense kon raak. Hoe gaan dit in my en jou lewe wat ons getuienis betref?
Ons hoef nie altyd groot platforms of posisies te hê om God te verheerlik en oor hom te getuig nie. Een lewe van gehoorsaamheid kan 'n hele wêreld verander. Daarom moet ek en jy praat oor Jesus, getuig oor Jesus, sing oor Jesus, wees nederig en gee aan God die eer. Want wanneer ons nederig bly, wys ons vir die wêreld dat die krag lê nie in onsself nie, maar in die wonderlike, almagtige, soewereine God wat ons aanbid en dien en eer. En dit is die 5de les wat ons uit hierdie gedeelte vandag leer. Nou my broeder en suster, die leeukuil is ook meer as net 'n fisiese plek. Dit is ook 'n profetiese beeld van die stryd tussen geloof en die mag van die wêreld. Die vyande wat Daniël wou vernietig, het self binne in die leeukuil beland. So wys God dat hy nie net red nie, maar dat hy ook regverdig oordeel as mense weier om in hom te glo. Nou in hierdie skrifgedeelte sien ons ook 'n vooruitskouing van Jesus Christus. Soos Daniël was Jesus onskuldig. Soos Daniël is hy deur jaloerse mense veroordeel. Soos Daniël is Jesus ook in 'n graf gegooi, 'n plek van die dood. En soos Daniël het God hom daaruit laat opstaan, lewend en triomfantlik. Die leeukuil herinner ons, God se kinders sal dalk deur donker plekke gaan, maar hulle sal nie altyd daar bly nie. Want daar kom altyd 'n oggend wanneer die koning roep en God se lig breek deur. Nou geliefdes, Daniël se lewe roep ons vandag op tot 3 dinge. In die eerste plek, volhard altyd in die geloof. Moenie jou gebedslewe verwaarloos omdat ander vir jou lag of omdat jy toegee aan wêreldse mense en hulle sienings nie. Hou aan om 3 maal per dag te bid. Kniel, figuurlik en letterlik, voor jou Here en jou God. Jou konsekwentheid bou jou karakter, dit bou jou geloof en daardeur word God se naam geëer, ja en kan selfs wonderwerke gebeur. So volhard in jou geloof, maak nie saak hoe lyk die wêreld rondom jou nie. Dis die eerste belangrike ding. In die tweede plek, daar moet vertroue in jou lewe wees, te midde van die vrees. Laat jou vrees jou nie weerhou om te glo nie. Daar sal altyd vrees wees in hierdie wêreld. Maar wat doen ek en jy wanneer vrees ons lewe instap? Ons hou ons oog op Jesus gerig. Hy het oorwin. Ja, hy het ook die vrees oorwin. Ons fokus op hom. Hy sal ons laat triomfeer. Die God wat Daniël se leeu stil gemaak het, kan ook jou storms in jou lewe stil maak. Dan in die derde plek, ek en jy moet weet, as ons nederig voor God lewe, is daar 'n lewe van oorwinning. Wanneer God jou red, gee aan hom die eer. Dis nie jy en jou eie keuses of besluite wat so goed was dat jy nou kind van die Here is nie. Dis sy genade. Wees nederig voor hom, gee aan hom die eer. Jou oorwinning is jou getuigskrif. Dis nie jou trofee nie. Ons eer die Here vir die oorwinning van Jesus Christus in ons lewe. In 2 Tessalonisense 3 vers 3 staan daar, die Here is getrou. Hy sal julle versterk en julle beskerm teen die bose. Is dit nie 'n pragtige teksvers hierdie nie? 2 Tessalonisense 3 vers 3. Die God van Daniël is ook ons almal se God. En hierdie skrifgedeelte leer vir ons waardevolle en belangrike lewenslesse oor ons eie lewe. Kom ons maak dit vandag ons eie. Ons glo daarin. Ons leef meer toegewy tot eer van die Here. En kom ons weet, die Here het ook 'n plan met ons lewe. Hy's by ons, hy's in ons.
Hy sal aan ons die oorwinning gee. Hy is ons koning. Hy is ons God. Ons is in sy hande. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare God en Hemelse Vader, baie dankie vir 'n pragtige boodskap vanmôre soos hierdie. 'n Boodskap waarin U vir ons wil kom bemoedig, kom versterk en kom aanspoor om te bly volhard in ons geloof, om ons vertroue in U te stel ten spyte van vrees in ons lewe en om altyd nederig voor U te lewe in oorwinning. Here, dankie dat U ook by ons is in ons lewe. In hierdie wêreld is daar baie verskillende kuile en leeukuile. Maar Here, wil U gee dat ons sal staande bly met die oog gefestig op Jesus ons Here. Hy het ons die oorwinning gegee en in Hom is ons meer as oorwinnaars. Dankie vir U woord, wat die lig vir ons pad en die lamp aan ons voet is. Here, ons wil vra dat U ons sal oorspoel met U teenwoordigheid, met U vrede, met U liefde. En dat ons met hierdie wêreld sal deel met die krag en die genade wat ons by U ontvang. U is ons God en ons het U baie lief. Hou ons vas, Here, in die goeie tye, maar ook in die swaar tye. En baie dankie dat ons kan weet daar wag 'n mooi toekoms by U. En terwyl ons hier op aarde lewe, weet ons is U by ons en in ons, en daarom kan ons met vrymoedigheid volhard met ons hand in U hand. Die komende week lê voor ons met al sy uitdagings. Here, maak ons sterk, maak ons moedig, gee ons U vrede, maar laat ons ook ons getuienis uitleef, dat die hele wêreld kan weet wie U is, en dat mense tot bekering gebring kan word daardeur. Bind ons almal saam in die band van liefde, en laat U goddelike vrede ons harte oorspoel. In Jesus Christus se naam bid ons dit uit dankbaarheid. Amen.